Wil jy 'n vraag vra waaroor jy so 'n bietjie kan dink in die res van die preek, aan die einde gaan ons bietjie daarby uitkom. Hierdie vraag, sou jy sê waar jy jouself op die oomblik bevind, die plek waar jy jouself bevind in jou lewe, dat dit 'n plek is waarvan God bewus is, in die eerste plek, maar ook dat dit 'n plek is waar God jou kan gebruik, waar jy jou nou bevind. Dink so 'n bietjie daaroor, dink daaroor, terwyl ons met die preek voortgaan. Ons is op die oomblik in 'n tydperk in die Christen kalender wat ons Advent noem. Advent beteken eenvoudig net koms, die koms van Jesus Christus. Dis 'n woord uit 'n vreemde taal wat ons in Engels en Afrikaans gebruik. En dit gaan eintlik daaroor dat ons die koms van Jesus Christus vier. Hierdie tyd van die jaar en dan natuurlik op Kersdag, dan vier ons dat Jesus Christus gebore is as meeste Christene in die moderne wêreld. En wat ons eintlik in hierdie preekreeks wil doen waarmee ons besig is, Adventure, is in 'n wêreld waar dinge verskriklik gejaag is. Ek hoef jou nie daarvan te oortuig nie, nê. 'n Wêreld waar ons baie min stil sit of stil staan, bietjie nadink oor die lewe, wil ons eintlik in hierdie preekreeks 'n bietjie stil staan by die geboorteverhaal van Jesus Christus. En ons wil hom vertrou dat hy in ons siele iets sal doen wat ons 'n rustigheid gee te midde van die verskriklike gejaag. Ek weet nie hoe dit by jou werk gaan nie, by my werk is dit definitief so, hierdie laaste week voordat 'n ou op verlof gaan, kyk, dan gebeur alles. Elke krisis gebeur, maar elke ding op die kalender waarby jy nou nog nie uitgekom het nie, moet jy nou doen. So dit gaan verskriklik gejaagd en ons vertrou die Here eintlik in hierdie tydperk tot en met Kersfees. Nie vir 'n voller kalender nie. Nie vir 'n verskriklike besige vakansieprogram nie, maar eintlik vir 'n dieper stuk rus. Vir 'n stuk sin en betekenis in die lewe. En definitief dan vir elkeen van ons, dit wat die Here in ons doen, dat ons 'n blywende impak sal maak waar ons gaan. So vandag se boodskap in ons Adventure reeks gaan oor die avontuur van plek, the adventure of place, die feit dat die Here sekere plekke, en ons gaan oor ander goed ook praat, gebruik het vir sy wil, om te doen wat hy wil doen. Die wonder van sy plasings met die storie van Jesus Christus, maar ook in jou lewe. So ons gaan 'n bietjie saam lees net nou uit Lukas hoofstuk 2, as jy jou Bybel gebring het, kan jy dalk so lank daarin blaai, maar voordat ons dit lees, wil ek jou vra, wanneer ons dit lees, dat jy so 'n bietjie sal oplet na sekere sleutelbeginsels of goed in daai stuk, sekere plekke, sekere mense, sekere tydsberekening, sekere omstandighede, want jy sien, Lukas wat die evangelie geskryf het, Dr. Lukas, is nie ou wat 'n sprokiesverhaal geskryf het nie. Die Bybel is nie 'n sprokiesverhaal nie. Dis nie 'n klomp goed wat mense net iewers gegryp het nie. Nee, hy was 'n baie nou gesette historikus eintlik. En natuurlik 'n geesvervulde teoloog wat skryf oor God se ingryping in tyd en in omstandighede. Is jy nie bly vanoggend dat God in jou lewe ingegryp het nie? Is jy nie bly, maak nie saak watter kronkelpaaie jou lewe al gevolg het nie, dat hy die outeur is van die lewe, maar dat hy ook die ingenieur van jou pad is, dat hy jou pad bou. Kom ons lees saam. Lukas 2, vers 1 tot 7, die geboorte van Jesus. In daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Cyrenius prokurator van Syrië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, en sy het geboorte geskenk aan haar eerste seun, haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees.
Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind in doeke toegedraai en wat in 'n krib lê. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Dankie Here, dat wanneer ons hierdie woorde lees, dat ons seker kan wees, U is nie ver van die geskiedenis af nie. U is intiem betrokke by elke detail in die wêreldgeskiedenis. Dankie dat U ook betrokke is in die besonderhede van my lewe. Here, wys ons vandag hoe U in die verhaal in Bethlehem, in die verhaal in Nasaret gewerk het. Hoe U dit gebruik het. En Here, help elkeen van ons om vandag te verstaan dat U in my omstandighede, in my huis en in my werk en in my rus en in my aanbidding teenwoordig is en besig is om te werk. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie mense glo dat dinge sommer net gebeur. Noem dit fatalisme, noem dit randomness, noem dit geluk, noem dit die noodlot. Baie mense glo, en ongelukkig sommige Christene glo dit ook, dat dinge sommer net gebeur. Dit gebeur sommer net toevallig. Wanneer dit sleg gaan, dan is ek unlucky. En wanneer dit goed gaan, dan is dit sommer net toevallig. Dit gebeur sommer net. Maar wanneer ons na die Bybel kyk, dan daag die Bybel die heeltyd hierdie wêreldbeskouing uit. Die Bybel wys vir ons die heeltyd dat dinge nie sommer net randomly gebeur nie, lukraak. Dit gebeur nie sommer net toevallig nie, maar dit gebeur met 'n doel. En wanneer ons Lukas 2 lees, dan kan ons maklik, omdat Lukas so 'n baie getroue historikus is en hy noem 'n klomp goedjies, kan ons ook sê, ag, is sommer net 'n klompie toevallighede wat gebeur. Jy weet, hier is 'n regering wat 'n edik uitvaardig. Hulle sê daar moet 'n volkstelling wees, daar moet 'n sensus plaasvind. Hier sien ons is 'n jong paartjie wat op 'n donkie van Nasaret na Bethlehem reis. Klomp mense is op die pad, dis toevallig. Ons sien 'n kindjie wat gebore word. Duisende kinders word elke dag gebore. Maar dis juis wanneer ons die Bybel lees en wanneer ons die verhaal van Jesus se geboorte lees, dat ons sien dat God besig is om met 'n presisheid alles so te posisioneer en alles so te laat gebeur soos wat hy dit voorspel het vir eeue lank. So die waarheid is dat God betrokke is. En ons wil vandag so 'n bietjie kyk in Lukas 2 wat regtig hier gebeur. Ek wil hê ons moet kyk na 3 goed wat plaasvind, 3 asemrowende stukkies detail rondom die koms van Jesus Christus. Die eerste ene is hierdie wonderlike waarheid wat ons raak sien, is God se onwaarskynlike keuse van mense. Ek weet nie of jy op skool God se of mense se eerste keuse was met alles nie. Klaskaptein, prefek, hoofseun, hoofdogter, eerste span rugby, eerste span netbal, eerste span redenaarskompetisie, eerste span tafeltennisspeler, wat dit ook al mag wees. Nee, party mense was daardie persoon. Maar wanneer ons hierdie verhaal lees, dan is dit so belangrik om te sien dat Jesus nie die belangrikstes of die grootstes of die met die meeste posisie kies om die verhaal van Jesus te vertel nie, om die aankondiging te maak oor Jesus wat gebore gaan word nie. Hy maak dit nie aan invloedryke mense of mense wat hoë aansien het nie. Hy gebruik alledaagse gewone mense, en ek weet ek kan sê mense soos ek en jy, nê. Mense wat net gewoon is, wat soms oor die hoof gesien word, wat in die oë van die wêreld miskien onbelangrik is. God het dit nog altyd gedoen. Hy het nog altyd herders en herbergiers en vroue, veral in die ou tye toe vroue nie aansien gehad het in die kultuur nie, het hy gebruik om aankondigings te maak oor wat hy wil doen. Oor wanneer Jesus gebore sou word, met die opstanding, gebruik hy gewone mense. Josef en Maria is gewone Jode uit Nasaret, arme mense. Hulle het nie een of ander reputasie, dat hulle een of ander iets kan doen nie. Om die waarheid te sê, die plek waar hulle vandaan kom, het 'n slegte reputasie. En die Here kies om deur hulle die geboorte van Jesus Christus aan te kondig. Ek dink as ek en jy na die twee sou kyk, sou ons sê, ek dink nie ek sou hulle kies om die Messias groot te maak nie. Dink net hoe swaar moes dit gelê op hulle. Hulle moes die Messias groot maak. En tog is dit presies wat God doen.
As jy in jou verbeelding kan voorstel, dis asof God baie keer stap hy verby die grootste, die sterkste, die elite, die persoon wat duidelik in almal se oë die persoon is, en hy gebruik baie keer die gewones, soos ek en jy, wat partymal voel ons is nie opgemerk nie, ons is in 'n baie nederige plek. Die mense wat eerste die boodskap hoor dat Jesus gebore is herders. Nou Abel het verlede week so 'n bietjie vir ons vertel van hierdie herders. Dis glad nie ouens met double cabs en elektriese stokke en stawwe waarmee hulle werk nie. Dis eenvoudige, plat op die aarde mense. Om die waarheid te sê, hierdie ouens was mense waarop daar neergesien is. Dit was ouens wat as hy by jou dalk in die straat verbyloop, dat jy jou beursie maar so 'n bietjie vashou, want hulle het nie in jou oë goeie reputasie gehad nie. Dis mense wat eintlik geïgnoreer is, en dis wat dit so ongelooflik maak, die onwaarskynlike mense wat God kies om hierdie verhaal van te vertel, is nie konings wat dit eerste gehoor het nie. Dis nie politici wat dit eerste gehoor het nie, dis nie godsdienstleiers wat dit eerste gehoor het nie. Nee, God kies om met sy hemelse leerskare een aand 'n koppie te verlig waarop daar 'n klomp herders is en sy engele daar te laat sing vir hulle. Is dit nie mooi nie? Hierdie eenvoudige mense, en dis deur hulle wat hy die geboorte van Jesus Christus aankondig. So hy gebruik onwaarskynlike mense om groot goed te doen, en hy gebruik ook onwaarskynlike plekke. Ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, maar in Jesus se tyd was Israel, en waar hulle was nou nie eintlik hierdie verskriklike indrukwekkende volk gewees nie. Hulle is onderdruk deur die Romeinse ryk. Hulle is verag, hulle het verskriklike swaar belastings betaal. Dit het regtig met hulle baie sleg gegaan. En weer eens sien ons dat God kies om sy seun, Jesus Christus, die seun van God, die verlosser van die mensdom, die Here van Here, die koning van konings, gebore te laat word, nie in Rome, wat die politieke middelpunt van daai wêreld is nie. Hy word nie gebore in Jerusalem, wat die godsdienstige middelpunt van die Joodse godsdiens is nie. Nee, hy word in Bethlehem gebore. Klein dorpie. Jy kan miskien 'n Vrystaatse dorpie se naam daar insit. Kom ek diskrimineer nie. Klein plekkie met 'n reputasie wat nie eintlik veel werd is nie. Soveel so, dat iemand iewers op 'n kol sê, kan daar enigiets goeds uit Nasaret uitkom? Sy ouers kom van Nasaret af. Mense sou op hulle neersien. Maar God kies die onwaarskynlike plekke, maar nie sommer net randomly nie, sommer net toevallig nie. Hy kies dit met 'n rede, en so gaan Josef en Maria van Nasaret Bethlehem toe, want Josef moet so intoe gaan, want sy voorgeslagte kom van daar af, en dis waar hy geregistreer moet word, en ek kan my eintlik indink, in ons wêreld is dit maklik nie, ons sê, hoorie, ons gaan net gou die vliegtuig vat, Johannesburg toe, of iewers heen, maar ons het iets om te doen hier by die huis, so ons gaan net so vir 'n dag, dan kom ons weer terug. Nou hier is arme Maria op die donkie, en shame, sy het dalk die een of ander hoop gehad, hulle kan net gou gaan registreer, en terug gaan huis toe, dat sy haar kind in Nasaret kon kry, maar nee, God het 'n ander plan gehad. En dit is so wonderlik, dat hulle op die eind in Bethlehem is, want 'n profesie uit Micha 5, honderde jare voor dit, word bewaarheid wat sê, dat hy in Bethlehem gebore sou word. En selfs nog op 'n groter skaal, sien ons dat in die boek Daniël, daar 'n voorspelling is oor 4 ryke, wat sou regeer. En hierdie ryke, het so pas afgespeel in die laaste 100 jaar. God gebruik dit. Jy sien, God gebruik die ego en die administratiewe planne van 'n heidense keiser om sy planne te laat deurvoer. Dit is nie ongelooflik nie. Jy moet vandag verstaan dat die plek waar jy is nie toevallig is nie. Die Here gebruik elke omstandigheid vir sy wil. So hy gebruik onwaarskynlike mense, hy gebruik onwaarskynlike plekke, maar dan is daar iets wat eintlik amper nog meer oorweldigend is, en dit is God se tydsberekening. Dis dat hy op presies die regte tyd, presies die regte ding doen, soos wat hy besluit het. Jy kan dit maar weet vir jou lewe. Of dit nou is dat 'n vlug vertraag word,
Of dit nou is dat een of ander plan wat jy wou uitrol, is een of ander besigheid wat jy wou begin, wat dit ook al mag wees, jy kan weet dat God se tydsberekening in jou lewe volmaak is. So, Josef en Maria kon nie beplan rondom hierdie volkstelling wat gebeur het nie. Hulle kon nie beplan en sê, okay, wel, ons gaan dit nou so rondom hierdie swangerskap kan werk nie. Nee, dis eenvoudig net uitgeroep en hulle moes so intoe gaan. Maar dit werk so uit dat hulle presies op daardie tyd in Bethlehem is, soos dit voorspel is, en die kindjie word gebore. Daniël voorspel 4 verskillende ryke. Babel, Medo-Persië, Griekeland en Rome. En die Romeinse ryk is aan bewind die oomblik toe hulle daar aankom. En Daniël voorspel dit is wanneer die kindjie gebore sou word. Jy sien nou die oomblik toe dit gebeur het, God sy beloftes uit die verlede en die omstandighede in die hede en die beloftes in die toekoms alles bymekaar laat kom. En hy wil hê jy moet dit vandag verstaan. As hy al hierdie verskillende goed kon orkestreer, kon rangskik, dan kan hy dieselfde in jou lewe doen. Partymal voel dit, die goed in jou lewe is 'n warboel. Dis de mekaar. Dit maak nie sin nie. Iemand is dalk verantwoordelik vir die gemors. God is nie geïntimideer daardeur nie. Hy weet presies wat, wanneer en hoe moet gebeur. God se tydsberekening is volmaak. So hoe dink ek en jy daaroor in hierdie feestyd? Ek sou nie verbaas wees as jy daar waar jy nou sit net dink, wat gaan ons maak vir Kersete? Gaan dit tong wees? Gaan dit skaapbout wees? Gaan ons braai? Natuurlik moet ons braai iewers, nê? Ons moet tog net braai. Miskien dink jy by jouself, die jaar moet nou net klaar maak, maar weet jy wat? Die Here is altyd aan die werk. Of ons vakansie hou en of ons dit moet werk tot by Kersfees, hy is altyd aan die werk. En daarom is daar veral 3 toepassings waaraan ek en jy kan dink in hierdie Kerstyd. Die eerste ene is, wanneer jy jou in 'n onwaarskynlike plek bevind, dan is God waarskynlik aan die beweeg. Ek weet nie waar jy jou bevind in hierdie Kerstyd nie. Ek weet ons het 'n paar besoekers hier vandag. Miskien is jou plek waar jy jou bevind op hierdie stadium in Nuwe Stad. Jy moes dalk trek. En hier is jy nou, jou werk het jou gebring. Die onwaarskynlike plek waar jy jou bevind op die oomblik is miskien 'n gespanne verhouding. Is dalk jou huwelik. Is dalk jou kind, dis dalk jou ouer, dis dalk 'n kollega of 'n familielid, daar's 'n stuk spanning op die oomblik, dis die plek waar jy jou op die oomblik bevind, miskien is dit 'n finansiële laagtepunt, goed, het dalk nie heeltemal uitgewerk finansiëel soos wat jy dit gehoop het in hierdie jaar nie, of miskien is jou onwaarskynlike plek waar jy nie gedink het jy nou sou wees nie, is miskien 'n seisoen van rou, dalk 'n familielid verloor, miskien is dit jou werk wat jy verloor het, daar's een of ander verlies, waardeur jy op die oomblik moet werk. Dit is 'n onwaarskynlike plek, maar jy kan weet dat die Here nog steeds besig is om te werk, om te beweeg. Dink gou aan Maria, sy het nie status of rykdom gehad nie, sy het nie die een of ander platform gehad wat haar invloedryk gemaak het nie, maar sy het 'n gesindheid in haar hart gehad, wat eenvoudig net die volgende sê, Lukas 1 vers 38, kyk, ek is die diensmeisie van die Here, mag met my gebeur volgens u woord. Wat 'n kontras is dit met ons moderne mens, wat sê nee nie nou nie, is ongeleë, pas my nie nou nie, wil nie nou nie. Maria sê eenvoudig, Here, dit wat u wil is, dit sal ek doen. Ek wil jou vanoggend uitnooi, maar ek wil jou eintlik ook uitdaag hiermee, dat jy in hierdie Kerstyd, ter wille van Christus se advent, sy koms in jou lewe, dat jy so 'n bietjie dink oor waar jy op die oomblik is. Miskien vertel jy vir jou 'n storie van selfbejammering. Ons doen dit maklik, nê? Nee, joh, ek het 'n verskriklike jaar gehad. Dit gaan regtig sleg met my.
En ja, dit gaan soms sleg en ja, natuurlik voel ons dan sleg, maar ek wil jou uitdaag om miskien te sê, ek wil eerder 'n gesindheid hê van gehoorsaamheid, van bereidheid, van gewillig wees vir die Here. Miskien vertel jy vir jouself 'n storie dat jy sê, sluit my maar uit. As jy vandag praat oor dat die Here my kan gebruik, sluit my uit. Want die plek waar ek is 'n plek waar hy my nie kan gebruik nie. Ek wil jou uitdaag met dit. En jou nooi om eintlik hierdie gebed te bid en te sê, Here, hierdie Kersfees wil ek nie leef om myself te dien nie. Hierdie Desember tydperk, hierdie einde van die jaar, maar Here, ek wil so leef, Jesus Christus, dat ek U dien. Dat my lewe U dien. Want jy sien, in die onwaarskynlikste werksplekke, in die onwaarskynlikste plekke soos 'n ingewikkelde familieopset, is die Here besig om te werk. Tweede ding, wanneer jy voel dis onwaarskynlik dat jy gebruik sal word, wil God jou waarskynlik juis gebruik. Ek dink ons sien so 'n klein prentjie daarvan in die Ou Testament, wanneer Samuel vir Saul moet salf as koning. Op 'n stadium dan moet hy nou voor die hele volk vir Saul laat uitkom en hy moet hom salf. En waar is Saul? Hy kruip weg tussen die bagasie. Alhoewel hy kop en skouers bo ander uitgestaan het, sien 'n mens iets daarin om wat sê, U kan my tog sekerlik nie gebruik nie. Miskien het jy so 'n bietjie van daai Saul gevoel op die oomblik. Die Here wil jou gebruik. Wat as jy in hierdie seisoen sê, Here, ek wil tot U beskikking wees. Elke ontmoeting wat ek met 'n persoon het, baie van ons ontmoet nuwe mense in hierdie tyd, familie en vriende, by Kerspartytjies en goed. Here, elke geleentheid wil ek sien as 'n divine appointment. En ek en jy dalk in hierdie tyd sê, Here, U wil my waarskynlik gebruik, want ek is 'n gewone mens soos Josef en Maria en die herders. Wat daarvan as ek en jy sê in hierdie tyd, Here, elke keer wanneer ek met mense te doen kry, wie dit ook al is, 'n buurman, 'n kollega, 'n klasmaat, 'n familielid, Here, dan wil ek vir 'n oop deur vra, waardeur ek 'n draer van die hoop van Jesus Christus kan wees, die liefde van Jesus Christus kan wees. Here, dan wil ek iemand wees wat hierdie hoop na ander mense bring. Derdens, wanneer die tydsberekening buite beheer voel, is dit binne God se beheer. Is dit nie een van die moeilikste goed nie, julle? Is dit nie een van die moeilikste dinge, dat die grootste uitdagings, maar ook die grootste goed wat die Here soms van ons vra, nooit op die gepaste of geleë tyd kom nie. Het jy dit al ervaar? Probeer jy gou in Maria se skoene indink. Al hierdie goed wat met haar gebeur, wat is die moontlike vrae of gebede of besware wat sy sou kon opper? Here, net nie tydens 'n sensus nie. Here, nie terwyl ek swanger is en moet reis op 'n donkie nie, moet net nie dat die kind nou kom nie. Here, moet net nie dat hy nou gebore word, nou laat ons nie plek in 'n herberg kry nie. Kan mos nie. Here, ek kan nie in hierdie vreemde dorp geboorte skenk nie, ek moet teruggaan na my tuisdorp toe. As ek en jy daarna kyk, ons is so gewoond aan die Kersverhaal, nê. Ons is maar net gewoond, Maria is op die donkie, Josef loop voor haar, daar kom hulle in Bethlehem aan, daar is nie plek in die hotel nie, hulle gaan na die stal toe, daar word die kind gebore, hy word in 'n krib neergelê. Hierdie is verskriklike lewensomstandighede. Dames, met respek gesê, as dit met jou moes gebeur, as jy moes hoor by jou man, skus man, hulle sê die hospitaal is vol, kan nie. Uit 'n menslike oogpunt is die tydsberekening en is die omstandighede waarbinne dit plaasvind ondenkbaar verskriklik. Maar uit die hemelse perspektief is dit die volmaakte tyd daarvoor. Die Bybel praat baie keer daarvan en in een van die Kersverhale lees ons in een van die evangelies, in die volheid van die tyd is Christus gebore. Dink aan hierdie omstandighede waaroor ons al gepraat het. Die politieke omstandighede, die godsdienstige omstandighede, wat op die oomblik in die wêreld aangegaan het, en op daai tyd besluit God, alles het nou in lyn gekom. Dit is nou die tyd wat voorspel is. Die geskiedenis is gereed. Wat beteken dit vir ons? Wat moet ons doen? Wat moet jy doen met alles wat ek jou nou vertel het? Ek wil die band vra om verhoog toe te kom asseblief. Ek wil jou vanoggend geleentheid gee
om op 3 vlakke oor te gee. Dis seker die moeilikste ding vir 'n mens om oor te gee. Hands up, hande in die lug. Surrender. Ek wil jou vanoggend aanmoedig om die volgende te doen. In die eerste plek, gee jou plek oor aan die Here. Gee dit oor. Ons is so gemaak dat ons dinge wil beheer. Ons wil graag vir die Here sê, Here, waar ek my op die oomblik bevind, is nie die regte plek nie. Ek weet u weet dit, so u sal dit gou-gou regstel. Dis tipies menslik om dit te sê. Wanneer nie dalk daar waar jy nou sit, net gou so 'n oomblik stil raak. Ek wil jou deur 'n paar bewegings vat waarin jy net kan oorgee aan die Here. Jy kan jou oë toemaak as jy wil. Wil jy nie net gou met die Here praat? En vir hom vra, Here, sal u kyk na waar ek op die oomblik is, waar ek emosioneel is. Miskien is jy op 'n emosionele plek vanoggend waar jy depressief is, waar jy angstig is. Miskien is jy baie hartseer. Dis die plek waar jy jouself op die oomblik bevind emosioneel. Wat verhoudings betref, is daar miskien spanning in jou lewe. Daar's dalk 'n onopgeloste ding, daar's iewers nie versoening nie. Daar's iewers 'n harde hart wat nie wil vergewe nie, is dalk jou eie hart, is dalk iemand anders se hart, maar dis die plek waar jy op die oomblik is. Plek waar jy finansiëel is. Is dalk 'n plek waar jy sê, Here, hoe het ek hier gekom? Here, hoe gaan ek hier uitkom? Dis waar ek is. Geestelik moet jy dalk sê, dat jy in hierdie jaar vir jouself soveel meer gebid het en gehoop het en verwag het, dat jy gedink het, ek wil in my verhouding met die Here verdiep. Jy het dalk gesê, ek wil meer Bybel lees, ek wil meer bid, ek wil meer kerk toe gaan, maar bo alles wil ek 'n dieper verhouding met Jesus hê. Party van ons voel op die oomblik vasgevang waar ons is, party voel ontwortel, party voel onsigbaar en vergete. Ek wil hierdie gebed saam met jou bid, wat dit betref. Here, dit is waar ek is. Gebruik my. Vat dit net gou in jou hart in. As die Bybel vir ons 'n storie vertel het dat die plek waar mense was, 'n volmaakte plek was, waar alles uitgesort is, 'n plek was waar niks 'n opoffering sou wees nie. Dan het ons moeilikheid gehad, dan het ons gekyk na die Bybel en gesê, "Sjoe, wat 'n klomp helde, ons kan nie dit doen nie," maar die Here kies juis om mense te gebruik wat op 'n desperate plek is, op 'n minder as volmaakte plek is. Mense wat sê, "Jog, ek het verbrou." Mense wat sê, "Iemand het my so seer gemaak." En wat hy vir ons sê as sy volgelinge is, dis waar jy is. Ek wil jou gebruik. Vat dit net gou in jou hart in. Hy wil jou gebruik in jou huwelik, hy wil jou gebruik in jou gesin, en hy wil jou gebruik in jou familie, en hy wil jou gebruik by die werk. Want dis mense soos jy wat hy kies. Want wanneer ek besef hoe afhanklik ek van hom is, kan hy die onmoontlike moontlik maak in my lewe. Laat hierdie waarheid insink by jou. Geen werksplek, geen gesinssituasie, geen dorp, geen hartstoestand is buite God se bereik nie. Lê nie vir oggend jou plek aan hom oorgee nie. Bly net so in hierdie plek en dan gaan ons na 'n tweede ding wat ons moet oorgee. En dis miskien wat ons kan noem ons diskwalifiseerders. Die goed wat ek sê, hierdie goed maak, Here, dat U my nie kan gebruik nie. Ek is onwaardig dat U my gebruik. Maria was ook onwaardig dat die Here haar gebruik. En wat is sy gebed? Wat is haar gebed? Haar gebed is, Here,
laat dit met my wees soos wat U wil. Miskien voel jy skuldig, miskien voel jy skaam, jy voel dalk soos 'n mislukking vanoggend. Dalk het jy hierdie valse oortuiging dat jy nie begaafd genoeg is of geestelik genoeg is dat die Here jou kan gebruik nie. Gee vandag hierdie diskwalifiseerders van jou oor aan hom. Onthou, Maria, Josef en die herders. Niemand sou hulle volgens menslike standaarde gekwalifiseer het vir dit wat God wou doen nie, en tog het God se genade hulle gekies. Ek wil hierdie gebed oor jou bid, wat jou diskwalifikasies betref. Here, ek gee vir U my verlede, my mislukkings en my swakheid. As U herders en gewone plattelanders kon gebruik, kan U my gebruik. Ek gee alles oor wat ek dink my sou diskwalifiseer dat U my gebruik. Kom ons gee in die derde plek tyd en tydsberekening oor. Maria kon gesê het, Here, nie nou nie. En partymal sê ons, nie nou nie Here, dis nie nou die regte tyd nie. Daar's nog te veel onbeantwoorde gebede. Wil jy nie die onbeantwoorde gebede aan hom oorgee nie? Partykeer sê hy, nee. Ek is jou Vader, ek weet die beste, nee. Ander kere sê hy ja, en dan is ons verskriklik bly. En partymal sê hy nog nie nou nie. Dis amper die moeilikste een daai. Jy ervaar hierdie doodse stilte van hom. Jy sien amper die deurbraak en dan gebeur dit nie. Wil jy nie dit aan hom oorgee nie? Wil jy nie die geslote deure vanoggend aan hom oorgee nie? Partymal is ek so diep oortuig, hierdie deur is my deur, hy moet oopgaan vir my en dan is hy toe. Skielike veranderinge, wil jy dit nie aan die Here oorgee nie? Die enigste ding in die lewe wat konstant is, behalwe belasting, is verandering. Alles verander die heeltyd. Ek wil hierdie oor jou bid. Here, dit voel te laat, te vroeg of te de mekaar. Maar ek kies om te vertrou dat U die God van volmaakte tydsberekening is. Wys my U volmaakte tyd, soos U in Bethlehem gedoen het. Wys my U tyd, Here. Wys my wat U kan doen. Here, help my om in my omstandighede in te klim en dit te omarm en dit deel te maak van my. Help my om nie te beklei en te veg en my te wil uitwrimmel nie. Help my om my oor te gee aan U soewereine Vaderhand, aan U hart van liefde. En dan wil ek jou vra om iets te doen wat ons reg deur die Bybel sien wanneer die Here mense roep. Wanneer hy sê, daar is iets wat ek wil hê jy moet vir my doen, dan lees ons so dikwels, en hy het van daardie plek af opgestaan en gegaan. Ek wil jou vra om vanoggend op te staan, met al hierdie goed in gedagte, om te sê, Here, hier is ek, onwaarskynlike persoon, in onwaarskynlike omstandighede, met tydsberekening wat vir my onwaarskynlik lyk, maar ek, Here, wil gehoorsaam wees. Ek wil opstaan. Ek wil jou nooi om op te staan, as dit in jou hart is. Here, ons staan nie op omdat ons dink dat ons die antwoord is nie. Ons staan nie op omdat ons dink alles is uitgesorteer nie. Ons staan op, Here, omdat U werk in gewone alledaagse mense. En party van ons sê, ek is nie op 'n plek waar ek gebruik wil word nou nie, of kan word nou nie. En dankie dat U so genadig is, Here, dat U ook dit in gedagte hou en dan gebruik U ons in elk geval.
Ons gee alles nou aan U oor. Vat dit, Here. Maak my U sin in alles in my lewe. Wil jou uitnooi terwyl ons hierdie laaste lied sing, dat jy met die Here praat, dat jy bid tot hom, dat jy hom vra, dat jy hom vir hom dankie sê, en dat jy hom vra om in te gryp in plekke waar jy hom nog vertrou, want hy doen dit graag as jou Vader.